Goeiemôre gemeente. Welkom by ons erediens vanoggend. Drie-enige God groet jou vanoggend met sy seën. Genade, barmhartigheid en vrede word ryklik geskenk van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons sluit net die oë. Vader, U voel so naby. Dankie dat ons deur hierdie stukkie lofprysing naby aan U kan kom. En U naby aan ons kan kom. Tussendeur, Here, is ons vandag so bewus van die eindige groot liefde vir die mens, vir elkeen van ons, maar ook vir hulle wat U nie ken nie. Dankie Vader dat die woord, Jesus, wat van die begin af by U was, en wat self God is, ten volle mens geword het, omdat U die mens so lief gehad het. Dankie dat U U enigste seun gestuur het, om die wat verlore sou gaan te red, en om die wat hom aanvaar, die ewige lewe te gee. Vader, ons lees in die woord in 1 Johannes 1 vers 18, dat niemand die ooit gesien het nie, maar toe het die enigste seun, Jesus, aarde toe gestuur. Hy kon gesien word, en gehoor word, en daar kon in hom geraak word. Hy tussen die mense beweeg, en op 'n besigbare manier U goedheid, U genade op die aarde gedemonstreer in alles wat hy gedoen het. Hy was die enigste een wat dit kon doen, want hy het U deur en deur geken, omdat hy van die begin af by U was, en self God is. Dankie dat ons vandag nog U kan sien, en aan U kan raak, deur net te kyk wat Jesus gedoen het. Dankie dat hy U gemodelleer het. Vanmôre wil ons bid vir hulle wat U so nodig het, Here. En ek weet, dit is so op ons harte om te bid vir volle genesing. Maar ek weet ook, Here, dat dit nie altyd net gaan oor 1, 2, 3 en jy's genees nie. Ons weet ook dat U met elkeen wat 'n pad loop wat siek is, 'n besonderse pad loop. Ons weet dat daar soms in jou lewe 'n nuwe geboorte kom, 'n nuwe bewustheid van wie U is, en 'n nader groei na U toe. As ek vanmôre kom bid, Here, dan bid ek ook daarvoor. Ek kom bid vanmôre vir Chris Briel. Ons weet hy is U kind, Here. Maar U loop ook met die kinders se pad. 'n Pad wat nie altyd lekker is nie. Wat nie altyd maklik is nie. Maar ons kom bid, Here, dat 'n nader groei nog steeds na U toe sal wees, maar dat die einde daarvan totale genesing sal wees. Ek kom bid ook vir Fani, Here, en ek wil dankie sê dat hy hier is vanmôre. Dankie dat hy kon vasbyt met die behandeling, en dat hy klaar is met die bestraling, en waar hy moet gaan om te kyk of dit 'n sukses was, Here, kom staan ons voor U. Ons kom pleit by U. Asseblief, Here, dat dit 'n sukses wees. Help hom, Here, ook daar die oomblik wat hy daar by die dokters, die onkoloog sit, om geen vrees te hê nie. Om so volkome op U te vertrou. En dit kan net van U afkom.
gee dit vir hom, Here. Ons kom vra dit. En ons kom bid dat daar wonderlike nuus vir hom sal wees. En ons kom bid ook, Here, dat U vir hom vorentoe sterker sal maak en ook fisiese krag sal gee. Ek kom bid vir Ferdie van der Merwe, wat 'n stryd het met die infeksie in sy knie. Here, ja, mens dink jy gaan vir 'n knieoperasie en dan werk dinge net anders uit. Maar U is nog in beheer. Soms laat U ons 'n ander pad loop, want U het 'n plan. U plan is nie altyd, dit is soms, maar nie altyd dadelike genesing nie, want U het meer as dit wat U wil doen. En ek kom bid vir daai meer as dit in sy lewe. Maar ek kom bid ook, Here, dat daardie infeksie nou sal opklaar. Ag Jesus, ek glo so U kan genees. Dat ek nie vanmôre wil bid. Sy sit die hand op sy knie. Daardie aanraking van U. Raak hom aan. Ons bid vir daardie wonderwerk, Here. Genees hom asseblief. Ek kom bid vir Hantie, wat vir 'n kolonoskopie gaan. Here, ek kom bid vir wysheid vir die dokters, dat niks sal wegkruip nie, dat alles sal wys. En ek kom bid vir die regte behandeling. Ons weet, Here, U werk ook deur die medisyne, U werk deur medikasie. En as dit die pad is wat U kies om met haar te loop, Here, wil ek kom vra dat U sal wysheid gee en dat daar nie medikasie vir haar voorgeskryf sal word of 'n behandeling wat nie reg is vir haar nie. Ons kom plaas haar in U hande. Here, en ek wil vir Hanlie kom bid wat met die MRI-scan vir haar rug moet gaan. Ons weet, Here, so rug kan jy maar opkuil. Ons weet, as jy rug nie in plek is nie, dan is alles wat jy doen, voel jy dit maar. En daarom wil ek kom bid, dat daardie scan presies sal wys. Maar dat dit nie net sal wys nie, Here, dat daar ook 'n behandeling sal wees wat sal werk. Sodat haar rug volkome sal herstel. En dat sy sal kan doen wat U wil hê sy moet doen, Here. Ons kan sê dankie vir Cody, dat sy vingers en hy nie meer lam voel nie, dat dit herstel het, en ek wil kom vra, Here, asseblief genade, dat dit nie weer sal gebeur nie, dat hy volkome vry sal wees daarvan. Ek kom bid vir Lenet se ma, wat die rugoperasie gehad het, en baie dankie, dat dit goed gegaan het, Here. Ons loof en prys U daarvoor. En ons kan vra dat U ook verder op die pad van herstel sal wees. Here, ja. Dan wil ek kom bid vir jou en Chantel. Is my so nou in die hart lê. Hulle wil so graag 'n babatjie. Maar Here, uit ervaring weet ek, U gee wanneer U wil. U gee soos U wil. En soms hou U terug, omdat U 'n pad te loop het.
met die mamma en pappa wat smag na 'n babietjie. Soms hou u terug omdat u die toekoms ken. U weet alles. U weet beter. En as ek kom bid vanmôre, dan bid ek uit my hart uit. Here, asseblief, sal u vir hulle 'n babietjie gee. Maar ek wil ook kom bid, Here, en sê ons laat dit in u hande. Ons vertrou u dat u beter weet. Ons vertrou u met hulle lewens, Here. En wie weet, kom gee u op 'n ander manier dan vir hulle 'n babietjie. Laat u wil in hulle lewens geskied. Maar ek kom bid dat hulle naby aan u sal wees. Dat hulle u liefde, u omgee in hierdie tyd sal ervaar. En dat hulle u nie sal kwaadlik neem as daar nie 'n babietjie is nie. Ek bid dat dit 'n nader groei aan u sal wees. Maar laat u wil geskied. Dankie, Here, dat ons ook vanmôre iets wat op my hart lê vir u kan bring. En dit is al die kindertjies wat siek is. Here, dit neem so toe. Daar is so baie van hulle. Here, ek wil spesiaal kom bid vir elke kankerleiertjie. As die gebedsversoeke so inkom vir die kinders, en ek sien 'n 2-jarige kindjie te gewas op die brein. Ek sien 'n 3-jarige enetjie wat 9 ure lank moet ry Kaap toe vir 'n behandeling by die Rooikruis Hospitaal. Nie net vir 'n pad van chemo nie, ja, Here, die ou hartjies is weg, maar ook vir allerhande ander behandelings. En wat die dokters vir hulle sê, dit gaan moeilik wees. Here, dan gaan my hart so uit na hulle toe. En dan wil ek sê, Vader, ons verstaan dit nie. Maar dankie dat ons nie nodig het om dit te verstaan nie. Dat ons net kan opkyk na u. En u kan glo. En kan glo dat hulle in u hande is. En dat ons vanmôre net kan uitroep. Here, help hulle asseblief. En beskerm die kinders. Ons bly daarvoor, Here. Beskerm elke kind. Nie net in ons land nie, maar oor die wêreld. Here, ek wil ook kom dankie sê vir elkeen wat nog 'n jaar by die lewensjare kom voeg. Dankie vir die lewe van Saai, vir Corrie Erasmus, Martiens Ferreira, Ferdi Joubert en ook vir Betty van Bergen. Ek kom bid dat julle sal seën met gesondheid, vrede en geluk. Dankie ook vir Janie en Karleen se huweliksherdenking van 4 jaar. Ons bid dat hulle verhouding met mekaar sal groei en dat hulle u liefde teenoor mekaar sal uitleef. So ek op my hart om vanmôre vir Stefan, vir Ilse Marie en hulle 2 kinders te bid. Ek wil kom bid vir hulle beskerming, Here, waar hulle voorloop. En dat u ook asseblief sal voorsien in hulle behoeftes, soos wat u weet wat reg en goed is vir hulle. Seën ook vir Stefan waar hy die boodskap vanoggend bring. Ons bid dat u Gees hom duidelik sal lei. En dan wil ek hom vra, Here, waar
ons nou weer aanbiddingsliedere gaan sing. Ek wil eers kom dankie sê vir hierdie span, hierdie musiekspan, wat ons begelei. Vra dat U hulle sal seën, en dat ons tot in U troonkamer sal beweeg, deur hierdie musiek en sang. Dankie vir hulle, wat bereid ons om ons te begelei daarop. Dankie ook, Here, vir U Heilige Gees, wat teenwoordig is, en ek kom bid, o Gees van God, help ons om aan U te raak, om U te sien, te midde van ons aanbidding. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus alleen. Amen. Ons lees Johannes hoofstuk 1. Johannes 1, dan gaan ons lees vanaf vers 1 tot vers 18. Ons fokusvers is vers 14. Johannes 1, vanaf vers 1 tot vers 18. Die evangelie volgens Johannes, hoofstuk 1, vanaf vers 1. In die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds in die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom, ja, nie enkele ding wat bestaan het sonder hom tot stand gekom nie. In hom was daar lewe, en die lewe was die lig vir die mense. Die lig skyn in die duisternis, en die duisternis kon dit nie uitdoof nie. Daar was 'n man wat deur God gestuur is, sy naam was Johannes. Hy het gekom om te getuig. Hy moes getuig van die lig, sodat almal deur hom tot geloof kon kom. Hy was self nie die lig nie, maar hy moes van die lig getuig. Die ware lig wat elke mens verlig was aan die kom na die wêreld toe. Hy was in die wêreld het deur hom tot stand gekom, en tog het die wêreld hom nie herken nie. Hy het na sy eiendom toe gekom, en tog het sy eie mense hom nie aangeneem nie. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God genoem te word. Hulle is dit nie van nature nie deur die drang van 'n mens of die besluit van 'n man nie, maar hulle is uit God gebore. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Johannes getuig van hom en roep uit, dis hy wat ek bedoel het toe ek gesê het, hy wat na my kom is my voor, want hy was voor my reeds daar. Uit sy oorvloed het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God ooit gesien nie. Sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Ja, besig eintlik met so 'n reeks wat kyk van skaamte na heerlikheid nie. En as ons vers 14 lees, dan sien ons maar Jesus was die openbaring van God se heerlikheid. Vers 14, as ek dit weer lees, die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy die enigste seun van God het, vol genade en waarheid. Jesus, die openbaring van God se heerlikheid. En vir my, as iemand kom tot verdieping in die Here, of wat kom tot geloof in Jesus, en vra waar moet ek begin lees met die Bybel, sê ek uitsê Johannes, die evangelie van Johannes. Dit gee so 'n mooi samevatting, eintlik van die begin af, die skepping en wat in die verlossing, die wederskepping. Die evangelie van Johannes is vir my so kosbaar, dit is so kragtig, die hele Bybel natuurlik, maar dit vat dit so mooi saam, dat ons dit kan verstaan. En ek dink as jy hierdie gedeelte lees, wat lees ons? Net soos wat in Matteus 1 vers 23 staan daar dat Jesus word genoem Immanuel, God by ons. Nee, dit is wat Jesus kom doen het, God by ons. En hier dieselfde, nee, die woord het mens geword en onder ons kom woon. God het so passie gehad, so liefde gehad, dat hy by jou en my wou kom woon het. Nee, hy wil by ons wees. Dit is die evangelie. Weet jy, al die ander godsdienste gaan altyd daaroor mense wat probeer uitreik na hulle God. Maar die Christelike geloof is nie, God reik uit na ons. Hy kom na ons toe. Hy word een van ons. Want hy wil by ons wees. Hy wil by jou wees.
maak nie saak hoe lyk jou verlede nie, maak nie saak hoe jou lewe nou lyk nie, God wil by jou wees. Dis die wonderlike ding. God wil by jou wees. Weet wat 'n voorreg is dit. Dit gaan jy sommer klaar net met heerlikheid val. God by ons wees. Ons is geskape na sy beeld, hy wil by jou wees. En ongelukkig is daar so ingebore neiging in ons mense, nê, dat ons graag aan God se kant wil gaan staan. Dat ons baie keer nie God by mense gaan verteenwoordig nie, maar dat ons eintlik op 'n afstand staan en na ander mense kyk en hulle begin krities beoordeel. Nee, Jesus het gekom om by ons te wees, om ons skuld, ons swaar op hom te neem, nee. Maar ons wil nou nadat ons gered aan God se kant gaan staan en so van 'n afstand bo af kyk en ander mense begin kritiseer en veroordeel. Nee, dit is so geneigtheid, veral onder kerkmense. Myself moet jy maar heeltyd toets. Jy weet op pad hiernatoe vanoggend toe ek nou ry hiernatoe, nou sien ek hoe draf mense langs die pad en hoe ry hulle fiets langs die pad. En dadelik kom ek aan, man, julle moet in die kerk wees. Nee, dadelik wil ek kritiseer. Nee, kyk hierdie ouens, ons is eintlik beter, kyk hoe. En dan dink ek, man, wat hardloop jy nou? Daar's mos genoeg tyd deur die week om te hardloop. Of later vandag. Nou vang ek myself weer. Ek probeer aan God se kant wees, krities wees. In plaas van hom God by mense te bring. Ek wel so 'n paar jaar terug, mense wat in die gemeente was, ek het so ook Sondagoggend op pad kerk toe gery, toe sien ek hulle hek staan oop. Toe dink ek, hier's 'n goeie rede, kom ek bel. Hoor so julle hek is oop. Maar hulle was toe te laat om die erediens by te woon. En maar verstaan jy, nee, pas op, en ook nou, nee, Kersfees lê voor en al die dinge, en dan begin ons mos nou ook weer mekaar te beskuldig. Het jy Kersboom, gee jy geskenke, daai tipe goeders, nee. Begin ons mekaar uithaal oor middelmatige sake. Ek praat nie van kernsake nie, oor kernsake moet ons vas staan, op die waarheid. Maar ons kan so maklik mekaar uithaal. Jy doen dit, jy doen dat, daai is 'n beter. As jy dit nie doen of jy doen dit, dan is jy 'n beter kind van die Here as ander. Terwyl God kom na ons toe. In my sondige bestaan wil hy by my wees. Wat 'n genade. En dan weet jy ook, as jy na Jesus kyk, hy weet presies, hy verstaan presies wat God die Vader, nê? Hy verstaan presies wat God die Vader se hart is. Hy het God se hart aan ons kom openbaar. Hoe God na jou kyk en na my kyk. Hy het kom openbaar. Vers 1 tot 3 staan daar, in die begin was die woord daar, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy was reeds aan die begin by God. Alles het deur hom tot stand gekom. Ja, nie 'n enkele ding wat bestaan, het sonder hom tot stand gekom nie. So Jesus was self ook God. Nee, en dit is, as iemand nie Jesus erken as God nie, dan is dit 'n sekte. Dan is dit vals. Klaar. Nee, hy was self God. En dan lees ons ook in vers 18 wat staan, niemand het God ooit gesien nie, sy enigste seun, self God, wat die naaste aan die Vader is, die het hom bekend gemaak. Jesus het vir ons kom wys wie God is. Want hy self ook God. Hy en die Vader, hy drie eenheid, Vader, Seun en Heilige Gees. En God het aan ons kant kom staan. Die woord het mens geword en onder ons kom woon. Ons het sy heerlikheid gesien, die heerlikheid wat hy as die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Jesus is die openbaring van God se heerlikheid. En wat is hierdie heerlikheid? Wat is hierdie heerlikheid waarvan ons praat? Dis die Griekse woord doxa, en dit beteken goedgunstige bonatuurlike krag wat respek en eer verdien. Bonatuurlike krag. Almagtig God nie, wat respek en eer verdien. Dis wie God is. Hy's almagtig, hy's alwetend. Nee, as ons kyk na God se name in die Bybel, dis hoekom ons die betekenis van God se name moet ken, want dit gee 'n beskrywing van sy kenmerke en sy karakter, sy eienskappe. Ons kan God nie net in een ou paragraaf saamvat, hy's te groot. Daar's soveel meer.
En as jy gedink het jy het God uitgesorteer met jou brein en dan is dit nie meer God nie, hy's meer. Hy's groter. En aan mekaar kom ek agter, as ek voor God staan, dan besef ek net, sjoe, wie is hy? Wie is ek? Wat 'n genade. Dat hy by my wil wees. En as ons praat van God se heerlikheid, dan is dit die manifestasie van sy teenwoordigheid. God se heerlikheid is sy teenwoordigheid. As hy teenwoordig is, dan skyn sy heerlikheid. Dit is die doxa, sy teenwoordigheid. Heerlikheid is God se teenwoordigheid. Moses het op 'n stadium gevra en sê, Here, in Eksodus 33 vers 18, laat ek nog net die magtige verskyning in 53 vertaling, die Hebreëse woord met heerlikheid sien. En dan het die Here geantwoord, vir my kan jy nie sien nie, want geen mens kan my sien en bly lewe nie. Die Here het verder sê, maar hier, by my is 'n plek waar jy op 'n rots kan staan. As ek in my magtige verskyning verbykom, sal ek jou eers in 'n rotskeer sit en jou met my hande toemaak, totdat ek verby is. Dan sal ek my hande wegvat, sodat jy my van agter kan sien. Niemand mag my gesig sien nie. So verheerlik, so groot, so groot is sy goedgunstige bonatuurlike krag, dat ek net my sonde nie net na die Here toe kan gaan nie, en bly lewe nie. God moet allerhande dinge in plek sit, dat ek sy teenwoordigheid in my lewe kan ervaar, soos wat hy met Moses gemaak het. Dit is sy teenwoordigheid, soos 'n verterende vuur, verbrand die sonde, kan die sonde nie verduur nie. En dan, Jesus is die grootste openbaring van God se heerlikheid. Want hy het God by ons gebring. Hy het God teenwoordig gebring by ons. Jy weet, in die Ou Testament moes die volk altyd na die tempel toe gaan en allerhande rituele en offers bring, reinigingsoffers, om tot God te nader daar in die tempel met hulle offerandes. Net 1 keer 'n jaar kon die hoëpriester in die allerheiligste gaan, waar God se verbondsark is. Net 1 keer, met allerhande rituele en offers. Weet ons wat se voorreg ons het? Jesus, want die woord het mens geword, en onder ons kom woon. En Jesus sê ook, wie my sien, is nou voor sy kruisiging, wie my sien, sien die Vader. Hy het God, hy is die grootste openbaring van God se heerlikheid. Want hy is God by ons. Hy het God teenwoordig gebring by ons. Nou bring hy nie net die Here by jou nie, hy stuur jou ook uit, om God se heerlikheid te gaan openbaar, te manifesteer, daar waar jy gaan. Want nadat Jesus aan die kruis gesterf het, dat die Here nou by ons kan wees, kom hy in Johannes 20, vers 21 en 22, so die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. Nadat hy gesê het, blaas hy oor hulle en sê, ontvang die Heilige Gees. So Jesus sy werk, dat hy God teenwoordig gebring het by ons, ons moet sy werk voortsit. Ons moet Jesus sy teenwoordig, God sy teenwoordigheid, bring in situasies waar ons beweeg. Want as ons God manifesteer, God teenwoordig maak, deur ons lewens waar ons beweeg, dan skyn sy heerlikheid deur ons. Dis ons roeping. Waar jy gaan, bring jy God in. Dit is, 1 Korintiërs 6 vers 19 en 20 skryf Paulus ook, julle die Heilige Gees wat in julle woon van God ontvang, en julle behoort nie aan julle self nie, julle is gekoop, en die prys is betaal. Julle moet God dus in julle liggaam verheerlik. Omdat Jesus betaal het, die prys betaal het vir jou sondes, is jou liggaam nou 'n tempel van die Heilige Gees. En God se heerlikheid moet deur jou skyn. So waar jy gaan, moenie net dink aan jouself en wat dit tot jou voordeel nie. Waar jy beweeg, van maandag tot sondag. Hoe kan ek God teenwoordig maak? Jy moet eintlik net 'n houer wees van die Heilige Gees. En waar jy gaan, dan zip jy jouself oop en dan skyn die Heilige Gees. Dan werk die Heilige Gees in en deur jou. En maak God teenwoordig waar jy beweeg. Dis nie net vir Sondae dat God hier teenwoordig is nie. Hy gaan saam met jou. Dis ons roeping.
Nee, om God teenwoordig te maak in ons lewens. Want wat sê ons? Wat lees ons in die Bybel? Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. Maar nou ongelukkig, vir baie van ons is dit baie moeilik om God te verheerlik. En ons het ook laas Sondag gesê, hoe blokkeer jy God se heerlikheid in jou, nê? Is wanneer jy op die erdekruik, op die mens fokus, dan verdof dit en skerm dit net die heerlike skat wat jy in jou het. Nee, dan doof dit uit, as jy op die mens begin fokus. Nou ons kan baie keer hierdie tipe van valse nederigheid hê, om te sê, ek kan maar net nie doen wat die Here van my verwag nie. Nee, dit is, dit is vir ons moeilik, nee. Ek voel eintlik, ek is 'n niks werd. Ek is nou maar 'n slegte sondaar, gered deur genade. Daai wurmteologie. Maar as jy wurmteologie in jou lewe het, hoe gaan God se heerlikheid deur jou straal? Want waarmee identifiseer jy jouself? Met die skat in jou, nee, met Christus in jou, of fokus jy weer op die mens? Sondaar, slegte mens. Ek is maar net nie goed genoeg van dit wat die Here van my verwag nie. Ek kan dit nou maar net nie doen nie. Dit klink baie nederig, nee. God is alles, ek is niks. Dit klink baie nederig. Maar hoe straal God se heerlikheid dan deur jou? Waarop fokus jy? Wat sê die woord oor jou lewe? Wat die Here met jou, wat het hy van jou gemaak? Dan sien ons nee, om 'n bejammeringswaardige lewe te lei, gaan jy nie God se teenwoordigheid bring in situasies nie. Gaan sy heerlikheid nie deur jou skyn nie. Ek moet fokus op die skat binne die erdekruik. Christus in my. Dis hoekom dit so belangrik is om die regte identiteit te hê in Christus. Dat jy nie op die erdekruik op jou fokus nie. Wie is ek in Christus? Daarop moet ek fokus. Nie wie is ek aan die buitekant hoe my liggaam lyk of my lewensomstandighede of hoe, nee, wie is ek in Christus? Wat is die skat in my? Dis so belangrik, want dan sal jy God se teenwoordigheid bring in situasies. En dan sal sy heerlikheid deur jou straal. En dan wat is hierdie heerlikheid? Wat is hierdie heerlikheid? Kom ons fokus op Jesus Christus, nê. Wat dan staan daar, hy was die openbaring van God se heerlikheid, nê, as hy die enigste seun van die Vader het, vol genade en waarheid. Wat beteken dit? Vol genade en waarheid. So Jesus, openbaring van God se heerlikheid, vol genade en waarheid. Die waarheid natuurlik. Die waarheid, Jesus verbind op 'n betekenisvolle manier waarheid en genade aan mekaar. Op 'n betekenisvolle manier. Waarheid verwys natuurlik na die wet van Moses. Dit wat God van ons verwag en wat jy eintlik nie kan doen nie. Net dis die waarheid. Vers 17 staan daar, God het die wet deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. So ja, daar is 'n maatstaf wat die Here vra van ons. Hy's 'n heilige God, nie. Daar is 'n maatstaf waaraan ons moet voldoen dat hy by ons kan wees. Dis die waarheid, nê? En is saamgevat in die wet van Moses. Maar Jesus verbind dit dan ook aan God se genade. Hy betekenisvol verbind hy waarheid en genade aan mekaar. Want wat het gebeur? Hy het natuurlik aan daai eise voldoen van die wet. Hy het in jou en my plek voldoen aan dit wat die Here van jou verwag en van my verwag. Hy het voldoen. En met sy kruisiging het hy ook betaal vir jou swakhede en jou sondes en dit wat verkeerd is in jou lewe. So hy is die brug van waarheid na genade toe. Vol waarheid en genade. Hy het ons verlos. Jesus Christus het nie die wet ongeldig kom maak, hy het hom reeds kom volbring. Nee, dis wat staan in Matteus 5 vers 17. En deur sy gehoorsaamheid aan die wet en versoening aan die kruis,
gee hy genade aan ons om God se kinders genoem te word. Vers 12, waar hier so staan. Maar aan almal wat hom aangeneem het, die wat in hom glo, het hy die reg gegee om kinders van God te word. Genade. Wat is nou oor jou lewe? Aan die waarheid is voldoen deur Jesus Christus in jou plek. En hy gee nou aan jou genade. En wat beteken daai genade? Genade beteken, God gee nie aan jou wat jy verdien volgens die wet nie, maar hy gee aan jou wat jy nodig het in jou lewe. Soos God na jou kyk, dan kyk hy na jou deur sy seun Jesus Christus vol genade, waarheid en genade, en nou gee hy aan jou nie wat jy verdien volgens die waarheid nie, volgens die wet nie, maar uiteindelik die waarheid is nou Christus. Genade. Hy gee nou aan jou wat jy nodig het. En die Here voorsien in ons mees kritiese behoeftes. Dis waarin die Here voorsien deur sy genade. Wat is die mees kritiese behoefte wat ons het? Dit is lewe. Ons almal wil lewe. En ons wil ook nie dink ons lewe eindig net na 70, 80 jaar nie. Ons wil ewig lewe. En dis wat Christus vir ons kom bring het. Die ewige lewe. Jy gaan vir ewig bestaan. Vir ewig lewe, daai kritiese behoefte wat jy het. Hy gee aan jou die ewige lewe. Ons wil graag vir ons 'n naam maak. Nee, en wat jy ook al kan wees, jy kan 'n president van Amerika word. Wat is 'n groter naam as die president van Amerika? Om kind van God te wees. Om 'n koningskind te wees. Dis 'n groter naam as enige naam hier op aarde. Ja, ons soek graag aanvaarding, nee, ons net veral met ons jong mense, nee, aanvaarding wil deel wees van 'n kliek, van 'n groep, nee, aanvaarding, wie aanvaar ons? Al kan mense my verwerp, dit maak nie saak nie, wat is die belangrikste? God aanvaar my in Christus. En God plaas my ook in 'n gemeente, nee, waar ons 'n geloofsfamilie is, waar daar aanvaarding is. Maak nie saak wie jy is nie, ons aanvaar mekaar in Christus. Ons soek sekuriteit en betekenisvolheid. Al die dinge gee God vir ons in Christus, vir ons sy genade. Nee, die Here sê hy sal vir ons sorg, hy sal ons nooit in die steek laat of verlaat nie. My lewe maak sin in Christus. Dis genade, dis absoluut genade. Maar ongelukkig fokus ons heeltyd op die aarde kyk. Al is ons kinders van die Here, al is ons gelowiges, bly ons maar fokus, baie keer soos die wêreld, nee, op die aarde kyk, op die mens. Wat sê mense van my? Nee, en daarom wil ek altyd kompeteer, en ek wil beplan, en doelwitte bereik, en vooruitgaan, ek wil vir my naam maak. Dis nie verkeerd om die talente wat die Here vir jou gegee het, om voluit te gaan, jou volle verlossingspotensiaal te bereik. Dis nie verkeerd nie. Maar as jy dink, dit gaan vir jou 'n naam gee, dit gaan van jou iemand maak. Ek is eintlik niks, nee, en ek moet nou al hierdie goed doen. Dit gaan nie werk nie. Hoeveel mense het al die leer van sukses geklim? En as hulle bo kom hulle agter, maar die leer was van teen 'n verkeerde muur. Vra maar vir Salomo in Prediker 2. Dis nie waar genade, waar daar identiteit is nie. Dis net in Christus. En vanuit my verhouding in Christus, gee ek natuurlik my beste. En verheerlik ek die Here in alles wat ek doen. Jy is alreeds iemand vir God in Christus. En daarom verheerlik ek hom. Ons is nie vergewe sondaars nie. Ons is kinders van God. Ons is die bruid van Christus. En dit moet ons besef en lewe. En ek wil dit vergelyk met hierdie voorbeeld. Gestel, daar's 'n koning en hy in sy koninkryk vaardig hy 'n nuwe wet uit. Gestel jy's 'n prostituut in hierdie koninkryk. En die koning vaardig 'n nuwe wet uit, alle prostituie is vergewe. Dis nie meer verkeerd nie, die prostituie is vergewe. Wat gaan gebeur? Hoe gaan dit jou lewe raak?
Jy gaan dalk vir 'n dag of 2 dans in die strate, want ek's nou 'n vergewe prostituut. Maar gaan dit jou lewe verander? Gaan jy 'n ander lewe begin lei? Glo nie so nie. Nee, jy's vergewe prostituut. Maar gestel hierdie koning kom, en hy vergewe jou nie net as 'n prostituut nie, hy trou ook met jou. Hy maak jou sy bruid. Gaan dit jou lewe verander? Verseker. Dan gaan ek nie in die straat staan en wag dat iemand my moet kom oplaai nie. Ek kan in die paleis loop ek rond. En die kans is baie beter dat ek die koninkryk gaan bevorder as 'n koningin van die land, as 'n vergewe prostituut. En ek gaan saam met hom regeer. En dis wie ons is. In Christus sê die Here, ons is die bruid van Christus. Sê God, ons is die bruid van Christus. Ons is nie net vergewe sondaars nie. Ons is God se bruid. Ons is sy kinders. Ons is nuwe skepings. En dit vul ons met Christus se heerlikheid. Want dan weet ek waar ek beweeg. Ek is God se bruid. En ek maak hom teenwoordig waar ek beweeg. En sy heerlikheid straal deur my. Kom ons sê dankie vir die Here. Here, ons kom na U toe en sê dankie vir Christus. Die volmaakte openbaring van U heerlikheid. Waar hy waarheid en genade aan mekaar verbind het, Here, deurdat hy in ons plek U wet volmaak gehoorsaam het, gehou het. En dat hy nog aan die kruis ook vir ons sondes betaal het. Dankie daarvoor, Here. En dankie dat ons nou in die genade kan lewe, dat U nou vir ons sê, Here, maar ons is sout en lig vir die wêreld. Ons is nuwe skepings. Ons is U kinders, duur gekoop met die bloed van Jesus. Ons is U bruid. Ons is konings, koninginne in U koninkryk. Wat 'n voorreg. En dat ons dit ook sal besef, Here, en dit sal lewe. En dat dit ook die talente en dinge wat U vir ons gegee het, Here, dat ons dit tot ons beste van ons vermoë sal doen. Maar sal getuig, Here, van U teenwoordigheid. Dat U in en deur ons werk. Dat ons U teenwoordig sal maak oral waar ons beweeg. Van maandag tot Sondag, Here. Lei ons, Heilige Gees, vul ons. Dat ons U heerlikheid sal skyn in hierdie sondegevalle wêreld. Ons bid dit in Jesus se kosbare naam. Amen. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by ons elkeen wees en bly. Amen.